Broers en susters in ons Here Jesus Christus, wat sou u reaksie gewees het as u daar by die huis is en die voordeurklokkie lui en u maak die deur oop en daar staan iemand voor die hek of die deur en hy sê vir jou, die Bybel sê, klop en vir jou sal oopgemaak word. Vra en vir jou sal gegee word. Vandag het ek kom klop en jy het oopgemaak. En nou vra ek soek skaapvleis en beesvleis vir 6 mense, want ons is honger. Hoe sal jy daarop reageer? Is dit dalk 'n oomblik waar dit jou verstom? Dat iemand so iets sommer net vra. En die Bybel gebruik as die rede hoekom hy dit mag vra. Miskien is dit iets wat mens nooit aan dink nie. Of miskien sal jy dan nou maar dink, wag, hier gaan jy nou heeltemal te ver. Dit werk mos nie so nie. Maar broers en susters, is dit nie wat ons as mense ook so maklik met die Here doen nie? Ons het ons behoeftelysie en ons spel dit soms tot in die fynste besonderheid vir die Here uit. Oor hoe hy aan ons moet voorsien, wanneer hy dit moet doen, en eintlik nie eers môre nie, al gister. En dat as ons vingers klap, dan moet dit net so wees. En as dit nie so gebeur nie, dan wil ons begin twyfel. Ons wil begin dink, maar is dit die moeite werd om 'n gelowige te wees? Of die Here luister in elk geval nie, so ek gaan ook nou niks meer doen nie. Broers en susters, ons luister so graag na die boodskap van die Bybel. Miskien Sondag na Sondag, miskien dag na dag. Ons stuur selfs mooi boodskapies aan vir mekaar. Want dit is maklik om dit te doen. Ons vra en die Here moet maar net gee en bly gee. En hierdie dinge is maklik. Dit vra nie van my iets nie. Dis verniet. Ek mag dit maar net doen. Maar wanneer iets jou raak, wanneer iets van jou gevra word, dan is dit nie so maklik nie. Wanneer daar van jou tyd gevra word, van jou opofferings gevra word, van jou geld gevra word, van jou vermoëns gevra word, dan bly ons maklik weg. Dan raak ons baie maklik stil. Of ons kom met hierdie briljante verskoning oor hoekom ons dit nou nie sou kon doen nie. En miskien, as ons eerlik is, maar net sê ek het nie eintlik lus om dit te doen nie. Kom ons kyk vandag en kom ons hoor werklik dat geloof nie net as 'n woord, mooi boodskapie, of 'n gevoel, dit het my aangeraak, beleef kan word nie, maar dat geloof 'n opdrag is, 'n roeping is, om te gaan, om te gee, en om te glo. Dat geloof nie net 'n klop, 'n kry en 'n klaag kan wees nie. Maar dat ons werklik hand in eie boesem moet steek en iets moet gaan
doen. In hierdie kort gedeeltjie wat ons saam gelees het, word daar vertel van Jesus se aardse lewe. En oor dit wat hy gegaan het, en gegee het, en geleer het hoe mense moet glo, menigte mense hom begin volg het. En oral waar hy gekom het, was mense gretig om te leer. En hy het geleer. Hy het vir hulle geleer van die geskrifte, van dit wat in die Bybel staan, wat ons vandag nog het. Hy het die evangelie van die koninkryk van God aan hulle verkondig. En hy het hulle lewens aangeraak deur siekes van hulle kwale te genees. Maar miskien was daardie kwale nie noodwendig altyd blindheid of lamheid of een of ander siekte nie. Miskien was daardie kwale om ook te kon hoor wat gesê word en werklik 'n ander pad te kon inslaan. En dan stuur hy sy disippels uit, want hy sê, die oes is groot. Broers en susters, dit wat hier bedoel word is, die aanbod is daar om verloste kinders van God te wees. Die oes is groot. Maar die arbeiders, hulle wat hierdie werk, hierdie boodskap moet gaan doen, hulle is min. En dit bring ons by ons eie opdrag. Want ons ontvang ook hierdie opdrag daar in Matteus 28, net voor Jesus se hemelvaart, gaan en gaan verkondig die evangelie. Leer hulle, sodat hulle kan glo. En om te gaan, broers en susters, is om in die geloof te beweeg. 'n geloof wat stil staan is dormant, maar 'n geloof wat beweeg is vloeiend. Dit gaan verder. 'n rivier staan tog nie stil nie. 'n rivier vloei. Geloof is nie iets wat kan stil staan nie. Dis iets wat moet verder gaan. En as Jesus die disippels oproep om nie stil te sit nie, maar om 'n arbeider te wees, want die kans om verloste kinders te wees is daar. Die aanbod is nou gegee. En hy roep ons ook op om aktief te wees. Nie passief nie. Nie terugsit op die paviljoen en dink, ag, ek het nou alles nie. Maar om dit wat ek het verder te neem. Om te gaan met dit en te gaan vertel. Ja, hier in ons gemeenskap moet ons dit doen. En miskien sal ons dink, ag, wat gaan ek nou 'n verskil maak in hierdie duisende mense hier in Kreersdorp? Maar as jy in een persoon se lewe 'n verskil maak, en hy maak weer in een persoon se lewe 'n verskil, en hy maak weer in een persoon se lewe, jy het klaar 3 mense aangeraak. En 3 word 6, en 6 word 12, en 12 word 50, 50 word 100. Maar jy moet bereid wees om te gaan. Daar by jou werksplek. Daar tussen jou vriende en jou familie. Moet jy bereid wees om hierdie boodskap te gaan leef. Deur dit wat jy sê, deur dit wat jy doen. En dan moet jy, as jy gegaan het, ook bereid wees om te gee. Want geloof is nie net vir myself nie. Geloof moet gedeel word. En die kosbare van geloof is net soos liefde. Die oomblik wanneer ek dit deel, het ek nie net die helfte oor nie, maar het ek dubbel soveel. Want myne sal nooit minder word nie,
Want God gee dit vir ons as 'n geskenk. Dis nie vir jou om te besit en te sê dis myne nie. Dis myne om te gaan deel in die wêreld. Ja, 2 Korintiërs 9 vers 7 sê, God het die blymoedige gewer lief. Hierdie geloof wat ons het, moet ons gaan deel. En ons moet dit gaan deel deur te gee van ons tyd. Deur tyd af te staan vir ons geloof. Deur tyd te maak om hierdie geloof te deel. Om van jou talente te gee. Om van jou liefde en omgee vir ander mense te gee. Om vergifnis te gee. En nie net te wil boekhou van die kwaad nie, maar ook daar te wys hoe God jou lewe aanraak in hierdie geloof wat ons bely dat Jesus ons sondes vergewe het en dat ons dit met alle mense wat ons lewenspad kruis mag deel. Deel jou geloof. Want net miskien is jy daardie iemand wat iemand anders se lewe nuwe rigting gee. Geliefdes, as ons gaan en ons gee, dan word iets van ons geloof ook 'n werklikheid in ons eie lewens. Want om te glo is om in die geloof te vertrou op God. Geloof is nie daardie miskien of kom ons kyk maar of laat ons maar sien of so iets kan moontlik word nie. Geloof is 'n vaste, oortuigde sekerheid in God se beloftes. Soos wat ons daarvan lees in Hebreërs 11 se eerste vers. Geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Oortuig van daardie dinge wat ons nie kan sien nie. Ons kan net gaan en gee as ons glo dat God ons sal dra en gebruik en stuur daar waar hy ons nodig het. Die kruis het Jesus alles gekos. Dit was nie vir hom maklik nie. En as ons vir 'n oomblik dink dat dit nie so erg was nie, maak ons die grootste fout van ons lewe. Hy het met sy bloed vir ons verlossing betaal. Hy het vir ons ongehoorsaamheid, 'n helse lyding verdra. Maar hy het vir ons ook die geleentheid gegee om gered te kan wees van die sonde en die dood. Jesus het deur sy hele lewe gegaan, gegee en bly glo dat dit is wat gedoen moet word. En daardie geloof het hy in sy hele lewe elke dag uitgeleef, deur ook sy afhanklikheid van sy Vader te toon, te wys in dade. Ons mag nooit net terugsit en verwag dat alles maar net in ons skote moet val nie. Ons mag nooit net dink, ag as ek nou geklop het en ek het gevra, dan sal ek maar net kry nie. En as ek nie kry nie, dan kan ek maar kla. En as ek genoeg gekla het, miskien begin dink, dis onnodig. Daar word van ons gevra, verwag om te gaan met oortuiging. Want as jy nie gaan met oortuiging dat dit is wat jy moet doen nie, gaan jy dit halfhartig doen. As jy nie gee met oorgawe nie, word dit eintlik maar net 'n halwe waarheid. En dis 'n volle leuen. En jy lieg net vir jouself,
van iemand anders nie. Want die waarheid sal altyd seëvier bo die leuen. En as jy glo met vertroue, met oortuiging en met hoop. Broers en susters, God vra van ons om in geloof te gaan met aksie. En daardie aksie is dat ons Jesus wil en moet volg. Maar daar waar ons dit ook wil en doen, dat ons dit met ywer wil doen, aktief wil besig wees. Ons wêreld word ongelukkige wêreld waar al hoe minder en minder mense Jesus ken. Hulle weet van hom, maar hulle ken hom nie. Ons leef in 'n wêreld waar alles net om myself draai. Waar ek die middelpunt van alles is. Maar ek mag nie daardie middelpunt wees nie. Want ek is eintlik in hierdie wêreld niks. God is alles, want alles wat is syne. Ook u en ek is syne. Hy het ons gemaak. Ons behoort aan hom. En hy is so lief vir ons, dat hy nie wil hê dat ons verlore moet gaan nie, maar dat ons ook die ewige lewe mag beerwe. Om Jesus bekend te maak in 'n wêreld, is om ook in hierdie wêreld vir die mense te gaan wys wat dit beteken om God te ken. Kom ons gaan leef vanuit ons verhouding met God, as sy arbeiders in hierdie wêreld. Want die oes is groot, maar die arbeiders is min. Broers en susters, as ons vandag hier uitstap, ons gaan hierdie week tegemoet. Kom ons hoor hierdie Gees in ons gedagtes keer op keer. Gaan, gee en glo. En verbasend sal jy ook beleef hoe dit in jou lewe jou nader aan die Here bring.